Ek wil mense vandag bedien wat sê ek voel ver van die Here af. Miskien is jy daar vandag. Ons is in die helfte van 2026 of so 'n bietjie meer. En hierdie 6 maande kan vir jou of goed gewees het, of dis een van die moeilikste tye van jou lewe. En party van ons wat na hierdie boodskap kyk, voel partykeer ver van die Here af. Leef met hierdie vraag, sien die Here my? Hoor hy my? Is hy daar? En ek wil net vir jou sê, dis normaal. Dis normaal om deur hierdie emosies te leef en te worstel. En ek het vir jou 'n woord vandag. Jy wat baie keer voel, sien die Vader my raak. As jy enigstens godsdienstig groot geword het in Hoofstroom Kerk, dan sou jy dalk gehoor het dat wanneer jy hierdie seisoene bereik, dat jy beleef die Here is ver, dan moet jy 'n paar goed regkry in jou lewe. En wanneer mense hierdie leemte beleef, dan is dit juist dan wanneer hulle terug gaan kerk toe en meer dienste bywoon en meer Bybel lees en meer worship musiek luister en meer vas en meer doen, want iewers is ons geleer dat meer aksie van my kant af gee vir my toegang tot die Vader. Is asof as ek in belyning kom, as ek my lewe uitsorteer, as ek uitgesorteer leef, as die Here kan sien dat, kyk nee, hierdie seun of hierdie kind is nou besig om gehoorsaam te wees, dan kan ek dalk my gesig na hom of haar toe draai. En ek ken my nou al. Dit is die grootste leuen op aarde. Dit is wat godsdienst vir ons kommunikeer, dat wanneer ek meer toegang tot die Vader wil hê, moet ek meer doen, ek moet harder sing, ek moet my hande hoër oplig, ek moet my lewe uitsorteer, en dit breek my hart, dat mense op daardie plek funksioneer, want dit is nie wat die evangelie van genade sê nie. Die evangelie van genade sê, dat ek het nie toegang tot die Vader op grond van my gedrag nie. Ek het toegang tot die Vader op grond van Christus se gedrag. Ek het toegang tot die Vader op grond van dit wat Christus afgehandel het. En dit klink baie keer te goed om waar te wees. En ek is, al is ek al 30 jaar 'n gelowige en al meer as 10 jaar in voltydse bediening, het ek nog steeds hierdie belewenis wat ek myself moet herinner. Is dit regtig so? Ek het totale vrymoedige toegang tot die Vader op grond van dit wat Christus afgehandel het. Dis die goeie nuus. Dit bly wonderlik om dit te beleef. Om te weet dat dis nie ek wat moet naby kom nie, dit is Christus wat na my toe gekom het. Al die ander gelowe sê, ek en jy moet hierdie leertjie klim, ek en jy moet opklim na die Vader toe, deur ons gedrag, maar Christenskap is die enigste een wat sê, ek kom na jou toe. En dis daai diep nabyheid, waar ek intiem beleef, dat die koninkryk het naby gekom. Jesus sê vir ons in Lukas 10 vers 9, sê hy, ek sê vir julle, die koninkryk van God het nou naby julle gekom. Dis nie julle werk om daartoe te werk nie, ek het die werk voltooi om naby julle te kom. Ek het julle eerste lief gehad, ek het die sprong gevat, ek het die afstand gekanseleer. Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 13, hy sê, maar nou is julle een met Christus Jesus, julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom, nie deur jou werke nie, maar deur die bloed van Christus.
dit is die wonderlikste ding om te beleef, dat ek nie meer hoef te presteer. Ek hoef nie God die heeltyd gelukkig te hou. Ek hoef nie meer Bybel te lees. Ek hoef nie meer te bid. Ek hoef nie meer geestelike punte te versamel sodat die Vader my uiteindelik kan raak sien nie. Die evangelie van genade sê is ek het nou vrye toegang op grond van dit wat Christus gedoen het. Ek wil baie keer net pause. Miskien moet jy nou pause en hande klap. Dat Christus vir ons die weg oopgebreek het. Nou maak dit sin wanneer hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Ons het toegang tot die Vader. Die evangelie van genade vat alle prestasie weg en ek kan met vrymoedigheid na die Vader toe gaan. Dit is wonderlik. Maar ek wil vandag stil staan by hierdie maar. Ek wil hierdie grootstelling maak. Die rus wat ek en jy beleef, omdat ons toegang het op grond van Christus se afgehandelde werk, is nie die einddoel van my en jou geloof nie. Rus is nie die einddoel nie. Alhoewel rus 'n baie belangrike komponent van ons geloofspad saam met Jesus Christus is, dat Jesus Christus wil hê jy moet in hierdie lewe die rus proe, dat hy alles klaar gemaak het. Ek dink op Psalm 23, hy lei ons na waters van rus, ek hoef nooit weer te presteer nie, niks van my dade tel vir my geregtigheid of teen my geregtigheid nie, ek is skoon verklaar, ek is heilig verklaar, daai rus is net iets ongelooflik, het voel amper te goed om waar te wees, het voel amper soos 'n skandaal, hoe kan hierdie perfekte God so goed wees vir ons, hoe kan hierdie perfekte God, is daar niks wat ek hoef te doen nie, is daar geen performance wat ek hoef te doen nie, nee, jy is vry verklaar, jy is heilig, jy is goed genoeg, hy het alles vir jou voltooi. Dit klink amper soos 'n skandaal, dit klink soos dit kan nie waar wees nie, maar dit is waar. En ek moet myself gereeld herinner, maar die einddoel van my en jou geloof is nie die rus nie. Alhoewel die rus wonderlik is, alhoewel ek nie genoeg van hierdie rus kan kry nie, alhoewel hierdie rus 'n diep fundamentele belangrikheid is in ons geloofslewe, dat ons, Paulus sê, ek het nou tot rus gekom van al my werke. Maar die rus is nie die einddoel nie. Konneksie is. En ek weet konneksie is 'n anglisisme, maar daar is nie, vir die doel van hierdie boodskap is konneksie vir my die beste woord. As jy soos ek is, dan verlang jy nie net na die rus nie, maar jy verlang na konneksie met jou Vader. Die rus is wonderlik, maar dit kan nie stop by die rus nie. Die rus gee vir ons 'n spasie, sodat verhouding op 'n betekenisvolle manier nou kan gebeur. En weet jy, selfs vir Jesus was die rus nie die einddoel nie. Dit was die meganisme tot die einddoel. Die einddoel was en is konneksie. En ons tel dit op in Johannes 17, vers 1 tot 4. Hierdie is die gebed wat Jesus bid net voordat hy gekruisig word. Hierdie is vir my in Johannes die pinnacle van dit wat Jesus kom sê en nodig het om vir my en jou te sê vandag. Jesus doen nou hierdie baie bekende gebed. En ek wil vir jou lees, hy sê in Johannes 17 vers 1 tot 4, hy sê, nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Maar hoor wat sê vers 3, hy sê, en dit is die ewige lewe. Hierdie
is die ewige lewe. Hierdie is waaroor alles gaan. Hierdie is die rede hoekom jy bestaan. Hierdie is die grootheid, amper, ek wil die woordjie, die klimaks gebruik van dit wat die Vader alles geskep het om te wees, die doel van die lewe. Hierdie is die ewige lewe. Hy sê dat hulle U ken. Die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring. Hy het alles voltooi wat U vir my gegee het om te doen. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik stil staan hier en hierdie baie duidelik hoor. Die doel van die ewige lewe is om jou Vader te ken. En so, dis nie net my en jou behoefte om net te rus nie, dis ons behoefte om koneksie met ons Vader te hê, en weet jy, dit is die Vader se behoefte ook, is om koneksie met jou te hê. As 'n ou lied, wat nou in my gedagtes opkom, is 'n ou jazzlied, Nature Boy. Lied gaan oor hierdie magiese storie, hierdie seun wat hierdie ou ontmoet, en hierdie seun sê vir die persoon wie hy ontmoet, hy sê, the greatest joy you'll ever learn is to be loved and to be loved in return. Ek weet nie van jou nie, maar die tye waar ek die meeste lewendig voel, wanneer ek die ewige lewe so intens beleef, is wanneer ek kan sien, my Vader ken my. Hy ken die diepste detail van my lewe, en daar's 'n vrymoedigheid om my detail, my goedjies, my dinge met hom te kan deel. Kom ek vertel vir jou 'n storie. In die week, die skole het hierdie week begin, en julle weet, ek het 3 dogtertjies, en ons laai my kleinste af by die kleuterskool, en ek vat die tweeling skool toe. Ons moet vroeg by die skool wees, 7:15, dit is baie, baie vroeg. Vir hierdie huishouding is dit baie vroeg. 7:15 begin my een dogtertjie met kooroefening, en so ons moet vroeg in die huis uit wees. Maar die skool begin eers 7:30. En so, my ander dogtertjie vra my, kan ons vir my juffrou 'n koffie gaan koop? Sy wil haar net bless. Ek sê, ja, verseker. En ons ry na 'n koffiewinkel toe, ons het genoeg tyd, na by die skool, ons kry 'n koffietjie, en ons gaan terug skool toe, en sy sê, papa, sal jy saam met my stap? Ek sê, ja, verseker, en ek en sy loop hand aan hand, loop ons na die klas toe. Die klas se deur is toe, en sy maak die klasdeur oop, en ek staan so buite die klas, ek hou haar net dop, en daar's 3 van haar maatjies, maar hulle skree vir haar, juffrou het gesê, daar mag nie nog kinders in die klas wees nie. En sy so half, ek sien die verwerping wat sy beleef. En sy sê, ek wil net vir my juffrou 'n koffie bring, en sy loop in, en sy sit die koffie neer, en sy kom terug na my toe, en sy vat weer my hand, en sy sê, papa, want nou, ons is seker so 7:10, so, dit gaan nou rukkie vat voor die skool begin, en sy sê, papa, moet asseblief nie nou gaan nie, staan net so 'n bietjie by my. En alles in my wil, daai ander 3 dogtertjies net 'n moerse pak slaag gaan gee. Maar ek kan nie. Al wat ek kan doen, is om by my dogtertjie te staan, in daai oomblik van verwerping, om naby te wees. En ek weet nie wie het hierdie nodig om te hoor nie. En jy is dalk onlangs deur so situasie, of het iemand sien deur so situasie gaan. En jy het nie noodwendig nodig dat die situasie verander nie, maar jy het net nodig om jou Vader se nabyheid te beleef. En weet jy, ek staan by haar, en ek bly by haar tot die skool begin, totdat sy veilig in die klas kan instap. Maar my gebed op pad huis toe is, Here,
Ek weet, daar's wêreldkrisis daar buite, daar is oorlog, daar's hongersnood, daar's dinge wat gebeur, daar's politiek, daar's ekonomie, daar's kerke wat vervolg word, daar's Christene wat vermoor word, daar is regtig 'n groot lewensuitdagings daar buite. Maar ek wil vandag die vrymoedigheid neem, nou ry ek in die kar, ek wil vandag die vrymoedigheid neem om vir jou iets te vra. Gee vir my dogtertjie 'n groepie vriende, by wie sy kan wees, by wie sy kan inpas, by wie sy haar uniekheid kan uitleef, by wie sy veilig kan voel. Nou ek weet nie wie hierdie nodig het om te hoor nie. Meer performance, gaan nie maak dat die Vader jou beter raak sien nie, hy sien jou al klaar raak. Daar's die mooiste storie wat afspeel in Genesis 16, waar ons sien hierdie storie afspeel tussen Abraham, Sara en Hagar. Die Here sê dat Sara gaan swanger word met 'n kind, maar dit gaan jare en sy word net nie swanger nie, lewe werk net nie uit soos dit moet nie, en dan kom sy en sê, hoorie, ek weet nie of die Here se belofte meer daar is nie, of sy raak eintlik frustreerd, en sy sê vir Abraham, hoorie, gaan slaap met my slavin Hagar, kom ons kyk of sy vir jou kind gaan gee, en dan word Hagar swanger, en dan is Sara ewe skielik jaloers op Hagar, en sy hanteer haar bitter sleg, en sy is vieslik met haar, en Hagar kom het op 'n punt waar sy dit nie meer kan hanteer nie, en sy hardloop weg. En op pad wat sy weghardloop, ontmoet die Here haar. En hy vra vir haar, waartoe is jy op pad? Sy sê, ek kan dit net nie meer uithou in hierdie situasie nie, is jy dalk daar? Miskien is jy in 'n situasie waar dit nie meer kan uithou nie, dis net vir jou te oorweldig, jy kan net nie meer daar binne funksioneer nie. En dan sê die Here vir haar, hy praat met haar, hy sê, gaan terug, ek het jou. Jy sal 'n seun kry, en hy sal 'n menigte word, ons weet Ismael word toe 'n menigte, en vir haar in daai konteks, beleef sy iets van die karakter, die goedheid van die Here, en sy sê hierdie ding, Hagar het toe die naam van die Here, wat daar met haar gepraat het, Genesis 16 vers 13, aangeroep en gesê, U is God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Die Hebreëse woord daar is sy noem hom El Roi, die God wat my raak sien. Jy sien, Jesus sê, ek het nou naby jou gekom, en ek sien die detail van jou lewe, ek sien jou. Ek is El Roi, ek is God wat raak sien, ek sien waartoe jy gaan. Ek het naby gekom. En so ek wil jou uitnooi, om met vrymoedigheid, nie met skaamte nie, om vandag met vrymoedigheid na jou Vader toe te gaan en te sê, Here, ek het nodig, jy weet wat in my lewe aangaan, maar ek wil nie net, ek het in die verlede, het ek jou aandag probeer kry deur meer te bewys, en meer te presteer, en beter te perform, maar meer verantwoordelikheid, bring my nie nader aan jou nie, jy het naby aan my gekom, so laat jouself toe, om vanoggend of vandag wanneer jy kyk, dalk broos met die Vader te wees. Jy sien, broosheid kweek nabyheid. Dis oukei om voor die Here partykeer te breek. So kan ek jou bedien. Wat het jy vandag nodig van jou Vader? Want die Bybel nooi ons uit om hierdie bekommernisse, om ons versoeke na ons hemelse Vader toe te bring, en sy karakter is goed, hy sien en hy luister. Hoor wat sê Filippense 4 vers 6, en ek lees hom
as volg. Hy sê, wees oor niks bekommerd nie, maar maak julle begeertes elke keer deur gebed, julle versoeke en danksegging by God bekend. En dan vers 7, en die vrede, en die vreugde, en die gesondheid, en voorspoed, en vergenoegdheid van God, hy wat ver bo alle kennis en begrip is, sal julle gedagtes, julle wil, julle emosie en julle begrip beskerm. Wil jy vandag jou versoeke aan die Here bekend maak? Ek weet nie wat dit vir jou is nie. Miskien gaan jou besigheid deur 'n moeilike tyd. Sê Here, ek kan deur my eie krag weet ek nie wat om volgende te doen nie. Dankie dat U naby is, dat ek veilig by jou is, dat jy bonatuurlik, die een wat ver bo kennis begrip het, my begelei, sodat my besigheid suksesvol kan funksioneer. Miskien is dit in jou huwelik, miskien is jy raad op, jy sit vas, jy kom net nie by mekaar uit nie. Wil jy nie daai versoek by die Here vandag bekend maak nie? Miskien is dit jou selfbeeld en dat jy deur diep depressie en angs die afgelope tyd is. Wil jy vanoggend nie net broos voor die Here sê, Here, hier is my versoek. Kom verlig my seer, kom verlig my angs, kom verlig dit waardeur ek gaan. Want die Here sê, ek is nie ver nie. Ek het naby gekom. Iemand het nodig om vanoggend te hoor, ek sien jou. Ek sien jou. So die evangelie is nie net daar om vir ons rus te bring nie. Die evangelie is daar sodat ons koneksie en verbondenheid en vertroue kan beleef. En kom ons staan stil by daai woordjie vertrou, ek verlang met dit. Wanneer jy die Here vertrou vir iets en die Here bring deurbraak, ek weet nie van jou nie, maar dan voel ek, hy ken my. En ek wil vandag vir jou bid, sê ek beleef hierdie is 'n seisoen van deurbrake. Jy mag die Here vertrou. Jy mag jou diepste sielbegeerte aan hom kommunikeer. En ek wil profeties vir jou sê, nie vir clickbait of om te kyk, jy weet hoe geestelik ons kan wees nie. Ek beleef diep profeties regtig vandag, dat die Here nooi ons uit om te sê, ek vertrou, jy kan my vertrou. Here, dankie, dat ek 'n seën oor hierdie persoon kan bid. Here, dat ons die waagmoed het om te waag om U weer op 'n volgende vlak te vertrou, 'n vertroue wat geloof produseer. En dankie dat U naby is vanoggend. Ek bid dit in Jesus heilige naam en almal sê, amen. Ek is so lief vir jou en ek kan nie wag om jou volgende week by Simplicity Venue te sien nie. Mag jy Jesus naby